Goeiemôre julle. Kom ons kyk as ek op die lig. Werner, dis hy. Goeiemôre almal. Baie lekker om julle te sien. Baie welkom. Sê sommer vir iemand langs jou baie welkom. Ek's bly jy's hier. Nou dan gaan ons vir julle 'n liedjie sing. There's a place that we're made for, just beyond what we have known. In a realm still yet unseen, still yet unseen. There's a place where all is right. No more dark, there's only light. The things of earth grow strangely dim, strangely dim. On the earth as it is in heaven, let it be here with us right now, where your word is fulfilled and your glory is revealed. Oh, let it be here with us right now. There's a place where sickness bows, hope's restored, and joy abounds. With shouts of praise, the only sound, the only sound. The earth as it is in heaven, let it be here with us right now, where your word is fulfilled and your glory is revealed. Oh, let it be here with us right now, on the earth as it is in heaven. Let it be here with us right now, where your word is fulfilled and your glory is revealed. Oh, let it be here with us right now. Julle dat julle vir ons die diens so inlei. Goeiemôre. Dit is lekker om elkeen van julle vanoggend hier saam met ons te sien. Dis 'n voorreg om so saam te kan kom. Hier is sommer net 'n excitement in die lug as julle ons hoor daar buite. Die kinders is al besig om te baljaar en 'n baie lekker tyd te hê met hulle kwartaalafsluiting. Maar baie welkom by vanoggend se erediens. Ons is Harmonie Gemeente, 'n geloofsfamilie wat sommer net mekaar support en mekaar celebrate en lief is vir Here en lief is vir mekaar. So ons hoop dat jy dit sal geniet vanoggend hier saam met ons. Ons het koffie en tee in die voorportaal vir jou as jy wil kry. En daar's 'n spesiale verrassingkie vir julle vandag ook as dit by die koffie kom wat ek nou oor gaan chat. Ouers met kinders, as julle in die personeelkamer is, daar 'n skerm met klank waar julle die diens kan volg. Asseblief ouers met babas. Hartklop Kinderkerk is al besig daar buite. So as jy nog 'n kleintjie is wat wil saam gaan jol, springkasteel, balskop, glip en gly, alles gebeur daar buite. Ek gaan ook nou uit hardloop soontoe, jy kan hoor hulle roep my. En die jeug, al die jong mense, hulle gaan saam met my uit van graad 7 tot matriek. As jy nog nie gejoin het nie, jy is welkom om vanoggend te join. Ons gaan ons kwartaal afsluit, net lekker buite sit en kuier. Ons skop dan weer af volgende kwartaal na die bietjie vinnige vakansiebreek. Ons mannebediening gaan voort elke donderdagoggend 5 uur.
As jy wil meer inligting kry daaroor, is jy welkom om met Andrei Nagel te gesels na die tyd of net te vra by die info toonbank jou nommer te los en iemand sal jou skakel met meer inligting vir ons manne bediening. Hulle kom donderdagoggende 5 uur so saam by mekaar. Selgroepe, as jy nou nog nie 'n selgroep het nie, of jy wil deel word van 'n selgroep of jy wil 'n selgroep by jou huis hou, asseblief gesels met François. Jy sal sien hy loop hier rond, hy's heeltyd besig. Asseblief chat met hom, hy's daar agter. Hy wil graag met jou connect en net jou besonderhede kry dat ons daai beplanning kan klaarmaak vir die selgroepe. Sondag 13 April is ons baie opgewonde oor want as Harmonie Gemeente se eerste paasspel. So dit gaan nie 'n normale diens wees nie, dit gaan 'n toneelopvoering wees wat Dani vir ons behartig met 'n hele span van akteurs wat hoor die oefening, gaan dit goed, die oefen aan die gang, hulle oefen lekker. So ons sal maar kom insit by die kleedrepetisie, dan sal ek vir julle inside info gee as julle wil hê. So ons sien uit die 13 April, daar gaan 2 wees, die een die oggend 9 uur hierso in die saal, nooi vriende saam, dis die perfekte geleentheid om iemand te bring wat nog wik en weeg, wil hulle deel raak by Harmonie Gemeente, nooi hulle saam, stuur sommer 'n WhatsApp uit en bring 'n paar mense saam en dan ook 3 uur die middag. Weer daai vriende wat nou gou eers by Bergsig of by La Rochelle of by al hierdie ou Giel al die ander gemeentes is, nooi hulle die middag saam. 3 uur kom, daar gaan nog 'n vertoning wees. Ons sien baie uit daaroor. Volgende Sondag gaan Hugo vir ons die woord bedien waar hy gaan praat oor God onthou. En dit so 'n bietjie vinnig gepraat voor die tyd ek en hy daaroor en hy sê vir my dis nie baie keer dink ons hoorie maar God onthou alles wat jy verkeerd doen. En ons sê dit partykeer vir onsself, hoorie maar die Here onthou dit. Inteendeel, hy gaan oor die teenoorgestelde eintlik praat, want die Here sê as hy ons dan verwyder hy ons skulde van ons so ver soos die ooste van die weste af verwyder is. Hy dink nie weer daaraan nie, want ons is God se verlossingswerk is volmaak. So ons sien uit na volgende Sondag se boodskap. Vandag na die diens het ons 'n piknik. Ons sien baie uit. As jy nou vergeet het of jy het nie iets gebring nie, daar sal 'n bakkie minsbolle wees wat iewers hier rond is doen. Kom stop daar, kom kry, ek weet nie hoe vars dit is nie. Kom kry asseblief vir jou. Daar gaan sit bedel bietjie by iemand. Sê soos gee my daar net 'n ou pannekoekie of ietsie asseblief. Dan is daar ook 'n barista wat gaan koffie maak met cappuccino's en americanos en lattes en jou cortados en al jou fancy goed waarvoor jy lus is. Kom ondersteun hom asseblief. Hy gaan koffie verkoop by die Snoepie. So al kom jy net, kry 'n koffie, bly tot jou koffie klaar is. Ons wil net bietjie saam kuier en net so bietjie saam connect vandag. So bly asseblief na die tyd vir ons piknik. Dit gaan baie lekker wees. Daar gaan roomys wees vir die kinders. Daar's koffie te koop soos wat ek gesê het en dit gaan sommer net 'n lekker saam kuier wees. Hugo praat vandag oor iets wat eintlik so 'n toepassing is van elke liewe een van ons. Want of ons nou daarvan hou of nie, elkeen van ons gaan op 'n tyd in ons lewe deur 'n storm. En wanneer ons in 'n storm is, dan waai die wind nogal rof. Dan moet ons sterk staan. Ek weet nie of julle al hierdie video's gesien het van die ouens wat so in Kaapstad stap as die wind so erg waai en hier hang 'n ou in 'n boom, die een ou hou sy skooter vas. Partykeer in die lewe voel dit so. Dit voel of die goed ons so betref van die kant af wanneer ons dit die minste verwag en gewoonlik alles op een. Dan moet ons by daai punt kan kom dat ons sterk kan staan in die Here en positief kan bly in wie hy is. Maak nie saak hoe ons situasie lyk nie. So ons sien baie uit vir vanoggend se woord, sterkte met dit ook hier. Ons bid dat die Here jou sal help om dit oor te dra soos hy dit ook op jou hart gelê het. Die spanne kan regmaak met vir die opneem van die offergawe sommer so voor die diens. En dankie dat jy die Here dien met jou tiendes en jou offergawes en jou donasies. Ek wil ook net noem, maar die gemeente het SnapScan en Zapper ook, as dit vir jou makliker is. Op die houertjies van die kollekte sal jy sien dat die kodes is daar, agter by die info toonbank is dit ook. Jy kan van dit gebruik maak as dit vir jou makliker is.
Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike groot voorreg wat ons het om vanoggend te kan kom en ons harte te kan stil maak. Here, ek wil vra dat U met bonatuurlike kalmte in hierdie saal sal inkom en vir ons sal kom ontmoet in die storms waar ons is en die winde wat rondom ons waai en die goed wat rondom ons gebeur en dit voel of die huis uitmekaar val. Here, ek dankie vir die sterk fondasie wat ons het in Jesus. Help ons dat ons stewig in U geanker sal bly. Dat ons dit nooit sal vergeet nie, Here. Dankie vir die werk wat U vir ons aan die kruis gedoen het, wat hierdie moontlik maak, dat ons 'n lewendige verhouding met ons hemelse Vader kan hê, Here. Heilige Gees, ek vra dat U vanoggend sal opdaag in die krag en net in harte sal werk en lewens sal verander, dat ons hier sal uitstap met 'n ander en 'n nuwe perspektief, Here, met 'n nuwe moed en 'n nuwe ywer, dat ons sal weet dat U bly goed en U bly God, al is ons in die middel van 'n storm en al is dinge besig. Here, ek bid vir Hugo wat die woord gaan bedien, ek wil vra dat U met hom sal wees vanoggend. Here, waar hy ook nie 100% voel vanoggend nie, Here, wil ek vra dat U hom net hierdie tyd sal help en om die krag sal gee en die genade sal gee om dit oor te dra soos wat U dit op sy hart gedruk het, Here. Here, ons celebrate die oorwinnings wat ons het in U naam, Here. Ons celebrate dat U goed is en dat U amazing is en al kom die vyand en hy kom met aanslae en hy kom met aanval uit hoeke uit wat ons nooit verwag nie, Here. Celebrate ons die krag wat ons in U het en die oorwinning wat U klaar behaal het, Here. Dankie vir wie U is. Ons loof en ons prys die wonderlike naam van Jesus. Amen. Julle kan staan en lekker saam met ons sing. Dankie. Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger? The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder? Who leaves us breathless in awe and wonder? The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That You would take my place, that You would bear my cross.
Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You would lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Ek wou U lof verkondig, Heer, want U het my gered en meer. U het my opgeroep gehoor en my genees. U het my uit die dood gered, toe dit te laat gelyk het en U het in goedheid my laat heers oor elke vrees. U het my rouwklere uitgetrek, my feesklere aangetrek. Dan sal ek sing vir U, sal ek nie stil bly nie. My rouwklere uitgetrek, my feesklere aangetrek. Dan sal ek ode bring, daarom sal ek aanhou sing. Gister was weer 'n donker dag, maar ek weet môre sal ek lag. U plaas my op 'n hoë berg en hou my veilig. Ek het benoud U opgevra, U het my deur die nag gedra en U het genade my betoon, o Here heilig. U het my rouwklere uitgetrek, my feesklere aangetrek. Daarom sal ek sing vir U, sal ek nie stil bly nie. My rouwklere uitgetrek, my feesklere aangetrek. Dan sal ek ode bring, dan sal ek aanhou sing. My rouwklere uitgetrek, my feesklere aangetrek. Daarom sal ek sing vir U, sal ek nie stil bly nie. My rouwklere uitgetrek, my feesklere aangetrek. Daarom sal ek ode bring, dan sal ek aanhou sing. All things have passed away. Your love has stayed the same. Your constant grace remains the cornerstone. Things that we thought were dead
Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. Oh, we sing, Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. As jy wil, maak sommer net jou oë toe. En stort net jou hart voor God uit. Want hy ken jou die beste van almal. En waar daar 'n uitruiling van liefde is daar intimiteit. En hy's naby. Jesus, we love you. Oh, we love you. You are the one our hearts adore. You're with us, and Jesus, we love you. Oh, how we love you. And you are the one our hearts adore. Our hearts adore. Our hearts adore. Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons. U is die reddende Here, lewende woord. Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons. U is die reddende Here, lewende woord. Here, ja nie meer twyfel, U is die vreugde en blydskap, lewe en oorvloed, Immanuel, God is met ons. U is die reddende Here, lewende woord. U is die reddende Here, lewende woord. Here, baie dankie dat U vanoggend hier saam met ons is. Ons het dit in so mooi liefdeslied gesing en verklaar, U is die een wat ons harte bemin.
En U het ons innig lief. U gee hom vir ons. En U ontvang hierdie loflied, hierdie liefdeslied van ons hart. En die belofte is dat U hier by ons is, dat U God Immanuel saam met ons is. Mag U woord ons harte vandag kom aanraak, mag U ons kom versterk, mag U ons ook kom vernuwe deur Jesus Christus, deur die Heilige Gees wat in ons werk, is my gebed in U naam en ek dank U daarvoor. Amen. Baie dankie, liewe vriende, jy kan die sitplek neem. Baie dankie aan die band wat vir ons so mooi begelei. Dis wonderlik om hier vanoggend hier saam met ons te sien en ja, daar's nou al 'n hele klompie daar buite, maar laat die fees dan nou daar buite begin. Ek is baie bly dat U hier is. So oor 'n tydjie van nou af is daar baie mense wat nie meer hier is nie. Jy kan nou so om jou kyk. En dis baie keer iets baie kleins wat gebeur en dan is jy miskien nog fisies hier, maar die koppie is op 'n ander plek. Nou baie keer is dit hierdie ou slim voetjie of die horlosie wat vir jou sê, "O, daar gaan 'n aftrekking. Ek wonder wat's dit nou. Ek hoop daar's genoeg geld in die bank." En jy's lankal al nie meer hier nie. Nee, het dit al met jou gebeur? So ek wil vir jou sê ek's baie bly dat jy hier is en ek hoop jy gaan verlang vanoggend hier bly. Nie wegraak. Nou nie dink aan die probleme wat daar by die huis is nie. En miskien as jy soos ek is, dan begin jy nou dink aan daai piknikmandjie. Gaan ek nou vandag met die mintsbolle begin of gaan ek met die koue vleisie begin? My kop is altyd by die kossies. Maar nou is ons hier. En ek weet nie, in my hart is daar hierdie afwagting oor wat God wil doen, want dit was 'n vreemde week. Maar nou ja, ek is baie bly is hier. Bly asseblief hier solank wat jy kan. Julle het my nou, julle vang my, né? Julle is hier, né? En as jy sukkel, ek gaan ergens praat oor koeie en ek gaan praat oor houtkewers en ek gaan wonderlike waarhede uit die woord uitdeel. Wag dan tot jy dit hoor, dan kan jy nou weer aan iets anders dink. Maar ons gaan wonderlik leer uit die woord van die Here en my gebed is dat God deur sy Heilige Gees jou hart kom aanraak en versterk. Dit is my ervaring dat met al die dinge wat in die land gebeur, wat in ons wêreld gebeur, oorloë en teks en al daai goeters, dat mense oor die algemeen so klein bietjie meer negatief word. Het jy al so ietsie opgetel? Ja, jy kan baie vinnig as jy die eerste groepie wat daar ergens staan en wat bymekaar saam kuier of dalk 'n lekker warm debat het en jy sou instap, sou jy agterkom dis maar 'n redelike negatiewe gesprek of oor die negatiewe goed van die lewe. Het jy dit al ooit in jou lewe ervaar? Ja, dit gebeur. Mense hou nogal bietjie daar om te kuier saam met die negatiewe. In sekere kringe, en dis nou glad hier by ons nie, is die negativiteit al amper kronies en dis soos 'n epidemie. Jy wil eintlik maskers uitdeel, positiewe maskers, dat ons dit kan dra, dat ons net nie geraak kan word deur al die negativiteit in die lug. Het klink nou vreemd, nou hierdie negatief en ons gaan nou piknik hou of nou piknik hou, maar julle moet nou net by my bly. En my stem klink nou bietjie anders vandag want snaakse goeitertjies. Die probleem is as 'n klomp negatiewe goeters in jou lewe kom en heeltyd en aldag deel is van jou lewe, dan raak dit naderhand kan dit selfs vir jou 'n geestelike probleem raak. So ons moet nou baie mooi vanoggend hoor wat die Here vir ons wil sê, maar ek het vir ons goeie nuus. En is altyd great om goeie nuus oor te dra. Nou goeie nuus uit die woord van die Here dat daar regte goeders is wat ons vandag kan saamneem wat lewensveranderend kan wees vir elkeen van ons wat maar 'n default het om baie keer na daardie negatiewe goeders te gaan. Mag die Heilige Gees ons regtig help om te sien watter groot invloed en wat se krag is daar in ons gedagtes wanneer dit op God gerig is. Ons hoef nie gevangenes te wees van negatiewe gedagtes en negatiewe goed nie. Hoor gou mooi skryf die apostel Paulus en ek wil graag daarmee begin. Paulus skryf in Romeine 8 vers 5. Dan sê hy hierdie woorde. Dit sal daar wees. Die mense wat deur hulle sondige natuur gedomineer word. Nou, mense wat dan nou uit die vlees, uit daai vleeskarakter, daai ou Adam, wat nog van daar af uitwerk, hulle gedagtes word oorheers deur sondige dinge. Maar die wat deur die Heilige Gees van God beheer word,
Hulle gedagtes is vol van die dinge wat die Gees gelukkig maak. Dis mos nou wat ons graag wil hê, en dan kom sê Paulus in vers 6, dan vertel hy vir ons wat gebeur in beide van hierdie gevalle, wat is die resultaat of jy nou daar of hier sal leef. Hy sê, as jou sondige natuur jou denke oorheers, so as jy nou daar in die gutter sou bly, in die duisternis sou bly, en die dinge waarmee jou kop en jou gedagtes en jou hele leefstyl besig is donker, dan sê hy, en dis vreeslike harde woorde, maar hoor gou wat dit staan daar, dit lei tot die dood. Maar die teendeel is, as die Gees jou denke oorheers, as jy daar in die lig is, en jy dink die dinge wat daar bo is, en alles wat mooi is, en alles wat van God afkom, en alles wat lieflik is, en loflik is, as jou gedagte wêreld daar is, saam met die Here, dan is die wonderlike nuus, dan beteken dit vir jou ware lewe en vrede. Dis nogal kragtig, né? So ek kan nou of hier in die donker en die negatiewe en daai nie by die lig lewe nie, en dit lei na die dood toe, of ek is in die lig en ek ervaar die heerlikheid van God se Gees en sy krag wat werk in my hart en my lewe, en ek weet ek is op 'n pad van lewe en van vrede. So hier is waar ons regtig versigtig moet wees. As jy jouself gereeld in 'n negatiewe donker plek kry, kan dit dalk net wees dat jou gedagtes op wêreldse dinge gefokus is en nie op God. Dat jy meer kuier by die dinge van hierdie wêreld, meer daaroor besorg, meer daarin leef, en soos wat 'n kind van God en 'n volgeling van God eintlik op hom gefokus moet wees. En hierdie negatiewe wêreld, en ek gaan nou van die negatief af, maar hierdie negatiewe wêreld, ek gaan 'n rukkie daar kuier eers gou. Hierdie negatiewe wêreld besoedel nie net vir jou nie, maar jou hele werksomgewing, leefomgewing, dit kan jou huis, jou vriendskappe, jou verhouding, dit kan jou huwelik negatief beïnvloed, as ons by 'n negatiewe plek sou bly leef. Maar, is jy nog hier? Jy is fantasties. Ons almal het die probleem dat ons default plekkie waartoe ons miskien maar ook gereeld gaan, is maar redelik negatief. Dit kom net amper half so outomaties. Ek het 'n goeie vriend. Hy's positief oral. As jy hom vra, nou, wat dink jy nou, is jou opinie nou oor die taxverhoging? En dan draai hy die storie so om, dat ek voel nou, want ek wil meer tax betaal. Jy's so positief. Nee, John. En ek het 'n pa wat so geweldig positief is. Hoor gou hier, né? My pa's 83 jaar oud. Hy's so positief, dit irriteer jou. En ek dink die rede, en hy kyk gewoonlik hierdie dienste, Dad, ek's lief vir jou. Maar die rede is, jy wil so hard probeer, jy moet net die negatiewe ook raak sien. Pa, dis nie alles net sonskyn en rose nie. Nee, het ek hoor. Maanskyn en rose, verliefdes hiervoor sal weet. Maar ja, dis wonderlik. Ek het in so 'n huis groot geword wat alles is net positief en wonderlik, en dis pragtig, want dit lei na lewe en na vrede toe. Nou die geleerdes sê negatiewe dinge gaan natuurlik, en miskien ons almal weet dit net, dit gaan baie vinnig en baie duidelik op ons hart en in ons kop druk, stempel afmaak. Negatiewe goed, né? As jy nou vat sosiale media, as daar 'n ou negatiewe storieetjie is met ietsie leliks daarby of iets anders daarby wat absoluut negatief en donker is, daai ding versprei soos 'n veldbrand. Almal stuur om 'n fight by die skool of hierdie of daardie, hy's oral. Maar die ouetjie wat nou die tannie oor die straat gehelp het, ag nee, daar seker so 2 of 3 likes in. Die goeie nuus en die positiewe goeders kry nie altyd soveel aandag soos die kwaai negatiewe goed nie. As jy net jou nuus oopmaak, en ek hou nogal daarvan om bietjie op hoogte te bly, maar dit is die negatiewe stories wat jou aandag trek. Wat het hy nou alweer gesê? Dan lees ek dit, en ek in plaas dat ek die ander goeie nuus stories lees. Ek kyk in my eie lewe, van tyd tot tyd preek ek op Sondag. Nou, en dan gaan ek nou uit, en dan sal mense, moet dit nie vat as 'n challenge nie, maar dan sal mense vir my sê, weet jy, dit was 'n goeie woord, ek het regtig ietsie geleer. En dan sê die tweede ene dit, of die derde een sê dit, maar die 5de ene sê, ai toggie, ek weet nou nie van vanoggend se woord nie, daar's nou iets wat my pla daarin vir wat jy gesê het.
En dan is dit nou so 'n bietjie negatief. As ek nou by die huis kom en ek nou klaar ek wil nou nie meer sê skaapbout nie, want almal dink ons eet elke Sondag skaapbout. As ek nou klaar my mamma het broodjie geëet het en ek's nou vanaand alleen, al wat ek kan onthou is die een negatiewe aanmerking oor die preek. Dis maar die lewe. Die negatiewe kom druk baie makliker en vinniger op ons harte as die positiewe kommentaar. Maar hier is die gevaar. 'n Permanente negatiewe gedagtewêreld gaan jou laat voel dat jy die heeltyd in gevaar is en dat jou lewe in bedreiging is. Want daar's nie vrede nie. Daar's nie hierdie hoop en hierdie krag en verwagting op wat God in my lewe gaan doen en sy Heilige Gees werk in my nie. Nee, ek leef op 'n donker plek. Teenoor die geesvervulde kant wat na lewe toe gaan en vrede bring. Maar as ons net gou vinnig, en ek is amper klaar daarmee, praat oor die negatief van die lewe. Dit is so dat ons almal negatief beïnvloed word, want alles wat ons sien, of baie van wat ons sien, is negatief. Baie wat ons ervaar en wat vriende met ons deel en wat ons met hulle deel, is negatief. En in my eie wêreld praat ek ook negatiewe dinge, of ek beleef negatiewe dinge. So dit is maar die heeltyd daar, en dit word 'n default, of dis 'n eenvoudige default, dat ons gemakliker is oor die negatiewe goed. En Paulus sê, die gevaar is, as ons daar bly, lei dit na die dood. Kan ons beheer daaroor neem? Nou, ons is 'n geloofsfamilie saam, en ons het die woord van God saam, so ek glo, daar's 'n positiewe antwoord, kan ons beheer daaroor neem. Nou goed, ek gaan nou vir die laaste rukkie, dis nou eers 10:00. Ek het gesê, ek preek vandag korter, vir die wat na by my is, saam met my is, want ek is nou bang, daai minsbolletjies word hard. Daai wat ras van gepraat het, wat omgestuur word. Nee, ek spot. Ek wil graag vanoggend, en ek het nou by 'n paar keer sit en wonder in my voorbereiding, sal ek dit inhou, of sal ek dit uithaal? Nou die geleerdes sê, jy kan nou eintlik alle tipe karakters, persoonlikhede, die negatief daarvan in een van 4 kategorieë sit. So hier's nou die plek wat ek nou gou net die 4 kategorieë van negatiewe mense, gou so 'n bietjie gaan uitpak. Maar dis nou nie die plek wat jy nou vir manlief moet sê, daar's jy nie. Jy gehoor, dis jy daai. Want jy gaan dalk by 3 kom en dink jy dis okay. So wag nou maar eers dat ons al 4 doen. En ek dink wat ons kan doen as gelowiges, ons wil mos nou meer soos Jesus wees, vir meer soos hy leef, 'n leefstylkeuse wat hom bly maak, wat vol lewe en vol krag en vol liefde is en vol van die Gees. So kom ons hoor net, hoe lyk hierdie? En miskien vind ons onsself tog ergens in een van hulle. En dan vra ons dat God ons help. So die eerste een is, jy kry mos siniese mense. Ons praat nou van 4 groepe negatiewe mense. Siniese mense. Hulle is net skepties oor alles en almal. Wantrou nie mense nie. Nee, almal is teen jou. Die mense gaan jou nie help nie. Mense gaan jou in elk geval, as jy dink hulle help jou, gaan hulle jou misbruik. Elkeen is net vir hulle self en niemand is regtig goed nie. Siniese, skeptiese mense, en hulle sê, as jy regtig hiermee sukkel, is dit eintlik maar baie omdat jy so oor jouself voel, daardie wantroue. Maar ek gaan nou nie vandag oor siniese of skeptiese mense preek nie, dis 'n baie moeilike preek, iemand anders kan dit later doen, want ek het 'n piknikhart vandag. Maar dalk is jy die persoon wat sinies of skepties oor die lewe is. Dan is daar mense, tweede groepie, wat alles deur 'n negatiewe filter beleef. In plaas van sien what is right with this world, of wat is lekker of wat is mooi, is die vraag in hulle harte altyd, wat is verkeerd? So jy kom daar aan by die wonderlike vakansieplekkie in Hartenbos en al wat jy sien is wat is verkeerd. Kyk hoe vuil is dit. Moet hierdie so lyk? Is hierdie beddens is nie reg nie. Daar amper wat sy kinderstorieetjie van my bed is te kort, hierdie een is te lank. En alles is verkeerd. En dis oral in hulle lewe so, 'n filter van alles wat negatief is. Julle vanoggend se kerkdiens. Julle moes die sang beleef het. En daai drummer, mens kan hoor sy kind het hom die hele nag wakker gehou. En alles is negatief. En alles is verkeerd. Vat vir so 'n ou restaurant toe, ek eet eerder by die huis 'n Mama broodjie. Want niks kan nooit reg wees vir iemand met 'n negatiewe filter nie. Kyk verby alles wat mooi is,
En die kinders is laat. Hulle is al 88 keer betyds, maar hulle is hierdie keer laat, so ek is seker hulle is 'n ongeluk. Dis 'n negatiewe filter of my vriend het my nie geantwoord op WhatsApp binne 2 dae nie, so ek is seker hy is kwaad vir my. Hulle soek wat verkeerd is en nie wat reg is nie. Hulle leef die lewe deur 'n negatiewe filter. Niemand het nou so gemaak nie. Maar dalk is dit ietsie waarin jy leef. Jy vind die verkeerde in baie goed. Ek is by nommer 3. Ek het nou geskryf en my navorsing was meestal Engels, negatiewe oordinkers. Op 'n stadium maak ek 'n spelfout en ek skryf negatiewe oordrinkers. En ek besef hulle is nooit negatief nie, hulle is altyd happy. Ek sou sê die Afrikaanse woord is dalk eerder oordenkers, die negatiewe overthinkers, né? Wat alles oordink. En is alles net, is dit wit of swart, en is alles of niks, en as een man jou seer gemaak het, is alle man sleg, en as iemand vir jou gejok het, is alle mense net leenaars, en ek verskil met een van jou standpunte, maar nou like ek jou ook nie, as mens nie. So 'n persoon is baie maklik lelik, teenoor 'n hele klomp mense, en kom dit nie eens regtig agter nie, want alle mense is in hulle oë, dan nou maar net verkeerd. Dis nog ietsie wat iemand anders oor kan preek, ek wil nie oor hom nie, hy is 'n bietjie swaar ook. So, dis nou, my opinie is dat baie mense ook sukkel met hierdie negatiewe overthinking, en baie mense sukkel daarmee, maar ons gaan ons nou vra dat die Here ons hierin help. En die laaste enetjie, nommer 4, wat ek net vinnig oor gaan praat, is die blameerders. Hulle is negatief, en hulle blameer almal en alles, is die rede waarom ek hier vandag is, waarom ek swaar kry, waarom ek sukkel. Dis iemand anders se skuld, dis die wêreld se skuld. Die wêreld skuld my iets. Jy voel nie in beheer nie, want die hele wêreld is teen jou. Dalk is dit 'n negatiewe plek waarin jy leef. Mag genoeg hiervan. Die groot vraag is, kan ons verander? Dis 'n regte vraag. Kan ons verander? Want ons almal word ergens negatief beïnvloed of negatief geraak. Ons almal sukkel bietjie daarmee. Ons kan verander na iemand wat leef in geloof en met die krag van die Here. Nou die groot antwoord is, ja, ons kan verander en ek is baie bly ek het positiewe ja's in die gehoor gesien, maar is nie maklik nie. Is nie maklik om van daai negatiewe plek na 'n positiewe plek te gaan nie. Ek het 'n TED Talk gekyk in hierdie voorbereiding en ek gaan gou vir jou die prentjie net skets. Mense se reaksie is getoets op die positiewe en die negatiewe om dit waar te neem by 2 verskillende groepe. Hulle het vir die 2 groepe gesê, kan almal my nog lekker hoor? Ja. Is reg. Nou. Hulle het vir die 2 groepe gesê, hier's 'n wonderlike nuwe operasieprosedure wat gevolg gaan word, en hulle sê vir die een groep, daar's 'n 70% kans dat dit positief kan wees. Dis 'n nuwe prosedure, maar 70% kans dat dit positief kan wees en dat dit kan uitwerk. Vir die ander groep het hulle gesê, sorry dat ek nou so wys, maar dit gaan nou help nou. Vir daai groep het hulle gesê, daar's 'n 30%, hulle het die negatiewe benadering gedoen. 30% kans dat hierdie operasie, nuwe prosedure kan misluk. Nou die eerste groep wat gehoor het 70% kans dat dit kan suksesvol wees, wat dink julle het gebeur? Dis positief, ja, try dit, let's go, do it, gaan vir dit. En dan die negatiewe wat aan die negatiewe groep voorgehou is, wat sê 30% kans dat hierdie nie kan werk nie, wat het hulle almal dadelik vinnig geantwoord, bly weg, nie probeer nie, het gaan nie werk. Toe draai hulle dit nou net so 'n bietjie om, en dis nou waar kan ons verander. Hulle verander die benadering. Vir die positiewe groep sê hulle, ons wil net vir julle sê, daar's 'n 30% kans dat hierdie nie kan werk nie. En toe wat gebeur? Die meeste van die groep verander hulle positiewe ingesteldheid. Dis bietjie groot. Hulle het dit nou geweet. Gou net 'n slukkie van. En by die 30% groep het hulle toe gegaan met die positiewe benadering en sê, maar julle moet gou kyk, daar's 70% kans dat hierdie kan werk.
hulle het by negatief gebly. Ja, hulle het almal by negatief gebly. So, ons perspektief kan verander, maar dit is baie duidelik dat ons die Here nodig het om hierdie perspektief te verander. Jy kan jou perspektief verander, maar dis nie maklik nie. En nou gaan jy vir my vra, hoe doen 'n mens dit? En ek's baie bly julle het my gevra. Want hier, as jy nou nog nie hier was vandag nie, en jy's nou hier kom die boodskap. Baie wonderlike gedagte wat ek met jou wil deel. Een van die kragtigste bewyse daarvan uit Dawid se lewe in die woord van die Here. Vir die wat TV's by die huis het en Prime het. Daar's nou 'n series op met The Life of David. Ons kan nie genoeg kry nie. Dis wonderlik. Is nou so 'n bietjie paar goedjies bygesit, maar is baie dramaties, baie mooi. The Life of David. Dawid wys vir ons in die Ou Testament, wat kan jy doen as jy op so 'n negatiewe plek leef, in dit is, in die storm wat Rassie ook vanoggend van gepraat het, as jy daar is, hoe kan jy die situasie verander? Nou ek wil jou nou net gou so 'n bietjie konteks gee. Dit was 'n Werner, is ek hard genoeg, nee. Okay. Dit was 'n baie slegte dag vir Dawid. As jy 1 Samuel gaan lees, 'n baie slegte, beroerde dag in Dawid se lewe. Het jy al ooit 'n slegte dag gehad? Ek het 'n slegte week gehad. Ek mag dit bely, ek is net mens. 'n Slegte week gehad, dit was klomp goeters. Kinders en kleinkinders wat siek is, maar sommer weird goeters. Ons arme Tessa kind, sy 6 jaar oud, sy 2 weke met gordelroos gesit, 6 jaar oud. My sussie se kind is met 'n outoimmuunsiekte gediagnoseer. Ja, nee, en is siek en intussen is dit drama in my lewe, persoonlike aanvalle van die vyand. Ek het naderhand, ek sê verras, ek kyk vir die TV, daai candid camera wat Lucifer sit en afneem, want hierdie goeders wat alles gebeur is nie van die Here nie. Swaar, moeilike goeders. Klippe gekou die week. En intussen is dit Emma se opvolg MRI en vir 2 maande keer die medies dit af. Emma, ons kleinkind wat 'n breingewas gehad het, November maand, hulle het hom verwyder en alle eer aan die Here. Vrydag in die hospitaal kom die magtiging deur en sover soos wat die dokters gekyk het, is dit wonderlik positief, niks foute. Prys die Here. Ja, en dit was 'n bietjie 'n tawwe week. Ek het party van die goed wat gebeur het ek besef dat die vyand is betrokke en hy probeer om my spoed te breek, om my gesin se spoed te breek. En ja, ons hou vas aan die Here. Maar dis nou terwyl ek nou al vir die afgelope 2 weke aan hierdie boodskap voorberei, so ek weet die Here is betrokke. My week en my dag was sleg, maar ek wil graag nou weer met julle praat. Dalk het jy ook 'n baie kwaier week as myne gehad. Ek weet van mense wat hierdie week met hulle chemo begin het. Ek weet van swaar, moeilike goeders wat mense deurgaan. Ons almal gaan baie keer deur moeilike goed, maar Dawid gaan ons vanoggend baie mooi help. Dawid se dag was baie sleg. Dalk 'n bietjie slegter as enigiemand van ons se dag. Dawid kom van die geveg, van die oorlog af terug by die huis, saam met al sy manne. En toe hulle by die huis aankom, is al die huise afgebrand en al die vrouens en die seuns en die dogters is gevangen geneem. Rof, né? Ek dink nie dit is 'n prentjie wat ons vir onsself kan inleef nie, want dis nie ons wêreld nie, maar Dawid beleef 'n baie slegte dag. En Dawid dink in hierdie oomblik, dit kan nie erger as hierdie wees nie, kyk wat is my omstandighede, en die manne besluit, kom ons gooi hom dood met klippe. So in my kop is hierdie prentjie van Dawid, hulle kom daar, hulle stap in, ry in met die perde, whatever, alles is afgebrand, daar's geen vrou of kind nie, almal is weg, en in hierdie verskriklike moeilike omstandighede, begin 'n paar ouens klippe optel en sê, wel, kom ons maak vir Dawid dood.
Kom ek lees vir jou. 1 Samuel 30 vers 3 tot 4. Toe Dawid en sy manne in die dorp kom, was dit afgebrand en hulle vrouens, seuns en dogters was as gevangenes weggevoer en hulle het gehuil totdat hulle nie meer kon nie. Sjoe. Het jy al so gehuil? Ek dink uit verlede jaar November was ek naby dit. Wat jy al gehuil, as jy voel jy kan nie meer nie. Is nogal vir my 'n groot beskrywing daar. En dalk voel dit in jou oomblik in jou lewe vir jou so, dat dit regtig so swaar is dat jy nie meer kan nie. Dawid dink dit kan nie erger nie, maar dit word erger. 1 Samuel 30 vers 6. Ja, daar sê. En Dawid was in die nood, want die manne het daaraan gedink om hom met klippe dood te gooi. Almal was, en dis te verstaan, almal was verbitterd, elkeen oor sy seuns en sy dogters en hulle dogters. En dan, liewe vriende, ag jy moet dit asseblief hoor, kom gou hiernatoe, wees gou hier, in daardie oomblik van die ergste, van die moeilikste stryd. Ek weet nie wat 'n vertaling, ek het daar geskryf, hierdie vertaling, en sê, en toe het Dawid hulp gevra by die Here sy God. In hierdie oomblik, dis my swaarste tyd. Ek kan nie meer nie, dis te groot. Dis te swaar om te hanteer. Geen mens kan dit doen nie. En toe het Dawid by die Here gekom en vir hom hulp gevra. 'n Ander vertaling sê, maar Dawid het homself versterk in die Here. Hy het homself versterk in die Here. Die Engels is my mooi, hy sê, he found strength in the Lord, his God. Die King James Version sê, but David encouraged himself in the Lord, his God. Ek het regtig hierdie week daar gekuier. In daai oomblik wat dinge vir jou swaar is, kom leer Dawid vir ons so mooi les. Hy sê, gaan klop aan by die Here, gaan vra sy hulp, gaan soek jou sterkte by hom. Kry jou krag by die Here. As ek my gedagtes reg kry, want dit gaan oor lewe, en dit gaan oor hoop, en dit gaan oor 'n toekoms, en dit gaan oor 'n God wat lewe, wat gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde is. En dit gaan oor sy Heilige Gees, dieselfde Gees wat Christus uit die dood uit opgewek het, wat in my woon. Ek sê nou hoe ek voel, ek moet sê hoe Dawid voel. Dawid sê, hy het homself in die Here bemoedig. Nou, wat sê die skrif, as jy nou vanmiddag Samuel gaan lees, wat het Dawid gedoen? Die skrif sê nie vir ons. Maar ek gaan nou so 'n bietjie terugval op Dawid se karakter vir die mens wie Dawid was, en die psalms wat hy geskryf het, en die manier hoe hy reageer het. Dis fyn, ek wil gou 'n paar met julle deel. So Dawid, is Psalm 103, skryf en hy praat met homself. Hoor hierdie mooi en want dit gaan jou help ook wanneer jy jou eie siel tot oproep wil roep. Psalm 103 is 'n psalm van Dawid. Hy sê, loof die Here, o my siel en alles wat binne my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. My so mooi. Dawid roep sy siel tot orde. Hy sê, siel, kom loof die Here. Hierdie is rof, hierdie is moeilik. Jy gaan hierdie alleen kan doen nie, maar my siel, kom loof die Here. En dan in die volgende versie, dan herinner hy homself aan al die wonderlike dinge wat God gedoen het. Vers 3 tot 6 sê, wat al jou ongeregtighede vergewe het, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartigheid, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut kan word soos die van 'n arend. Die Here doen geregtigheid en reg aan almal wat verdruk word. Sjoe, jy kan maar onder 'n sit of ergens in 'n donker plekkie sit, as jy hierdie goed begin praat met jou siel, moet daar iets in jou wakker word. Die Here is die een groot geneesheer, hy gaan my aanraak, hy red my, hy gee my krag vir hierdie moeilike situasie, hy is my voorsienaar, hy is my God, goedheid en guns kom uit sy hand uit. O my siel, luister wat die Here doen. Dawid onthou wat God gedoen het, en hy moedig homself aan. Daar's 'n wonderlike versie, ek seker, jy het hom al gehoor, ergens gehoor, of dalk al self gemerk, of self gelees, of self ergens geskryf, is Dawid se psalm. Ek dink Dawid het nog aangegaan. Psalm 103 vers 8 sê, hierdie pragtige woorde, 103 vers 8, barmhartig en genadig is die Here,
lankmoedig en groot van goedertierenheid. Die Engels sê, the Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. Is mooi, né? Nee, is mooi, né? Die Here is barmhartig en genadig. Hy vat lank om kwaad te word en sy liefde en sy goedertierenheid is groot. Het jy al daarin gehoor? Het jy al daarin gehoor? Al ergens, né? Dis wonderlik. Maar miskien is dit glad nie daarin wat jy gehoor het nie. Dalk was dit Psalm 103 vers 8. Kom ek wys hom vir jou. Dawid is nog steeds aan die woord. Ek het nou net Psalm 103 vers 8 gelees. Ja, kyk net of jy nog hier is. Maar dalk is dit nie hy. Dalk is dit Psalm 86. Dalk kuier Dawid nou rukkie daar. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. Dawid. Hy kan terugval op een, hy kan terugval op 'n tweede een. Die Here is genadig, die Here is barmhartig, die Here gaan my help. Ek sien daai ou te klip in sy hand. Ek sien hy kom vir my, maar die Here is lankmoedig, die Here is genadig. Dalk is dit Psalm 86 vers 15 wat jy onthou. Die boodskapvertaling sê: U Here is barmhartig en genadig. U is stadig om kwaad te word, vol liefde en trou. Dalk sê jy het al daai versie gehoor, so jy kan nogal dink Dawid sou gekuier het by hom in sy moeilike omstandighede, maar dalk was dit nie een van daai twee nie. Dalk was dit Psalm 145 vers 8. En Dawid is weer aan die woord en hy sê: genadig en barmhartig is die Here, stadig om kwaad te word en ryk in liefde. Kan jy sien hoe Dawid se gemoed al optel? Hy praat oor die barmhartigheid en die genade van die Here. Selfde versie, genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Die Bybel sê nie vir ons wat Dawid gedoen het nie, maar die Bybel sê vir ons hy het homself versterk in die Here. Oom Jan Bester sit daar agter. Hy's 10 jaar saam met ons in die gemeente. En min of meer ongeveer vir 10 jaar, 52 Sondae na mekaar, sou hy my altyd, en doen hy dit nog meeste van die tyd, as hy groet, dan sê hy, hallo Hugo, dan sê ek, hallo oom, hoe gaan dit? Dan sê hy, die Here is goed, en die duiwel is 'n vuil goed. Die Here is goed, en die duiwel is 'n vuil goed. Ek hou daarvan as God sy woord in ons harte kom bevestig. Vir dieselfde 10 jaar lank, 6 uur elke oggend, dan kry ek 'n skrifversie van oom Jan. Vanoggend is 'n skrifversie, Psalm 145 vers 8. Oom Jan, jy het nie geweet nie. Sit net weer die vorige een op. Genadig, barmhartig is die Here, stadig om kwaad te word en ryk in liefde. Hy's barmhartig, hy's genadig, hy's lankmoedig met jou, hy het jou so lief. Hy het jou so lief en hy nooi jou om jouself te kom versterk in hom. Praat met jou siel, roep jouself om op te staan in die Here, want hy wil jou sterk maak. Dawid het dit 4 of 5 keer herhaal, en hy het ook nou nie eers die inisiatief gebruik nie, en hy was 'n pragtige, poëtiese man, maar God self vir die eerste keer hierdie woorde oor homself gesê in Eksodus 34, jy kan dit gerus gaan lees. Was vir my baie interessant, 'n paar weke gelede by ons manne by mekaar kom, een oggend 5 uur, en toe het Andre ons juist daarin gelei, sodat die manne daardie skrif in God se woord, wat jou lewe verander, wat vir jou moed gee, wat jou krag gee, wat jou siel aanspreek, wat jou aanspreek om jouself te bemoedig en te versterk in die Here, bring dit. En hier sit so 10 of wat manne en ons gaan om en hulle pak die woord uit en sê, hier die Here my gedra, hier die Here dit gedoen, hier die Here dit gedoen. Uit die woord, God is barmhartig en genadig, hy's goed, hy dra my, hy sorg vir my, en elke man en pa kon deel uit die woord uit wat God vir hulle doen. Daar's 'n pragtige Afrikaanse woord. Hy sê bepeins dit. Ons gebruik hom nie baie nie, né?
Ek sal nou nie vir jou sê, bepeins 'n bietjie hoe lief ek jou het of so, maar bepeins, herhaal en bepeins. Bepeins is eintlik so 'n bietjie nadink, so 'n bietjie oordink, so 'n bietjie reflekteer. Ek het gesê, ek gaan oor koeie praat, ek's nou by die koei. Daar's 'n wonderlike lesie in die lewe van 'n koei. En ek hoop dat jy nooit vir die res van jou lewe ooit weer anders gaan kyk na 'n koei as jy 'n koei langs die pad sien. Ek het spesiaal vir jou die Engelse woord ingesit, want ek het geweet jy kom, ruminate. 'n Koei doen 'n vreeslike ding. Hy vat sy polletjie gras en dan eet hy hom, né? Dan kou, hy kou, al daai gras, dat hy al daai nutrients daarin kan kry, kou, dan sluk hy dit in, en dan, dis nou cool, maar dis baie gross, en dan bietjie later, dan bring hy alles weer boontoe, en dan kou. Hy herkou. Ai, kinders van die Here, as ons so 'n bietjie herkou aan die skrif, aan die woord van God wat in ons hart en in ons lewe is. Daai moeilike dag as jy net nodig het om met alle respek bietjie boontoe te bring uit die tafels van jou hart en sê, ja, die Here is my herder. Ja, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee, en ek herkou en ek bepeins en ek sit en ek herhaal en my siel word opgelig, want dis God se woord wat kragtig is wat ons oplig en ons kom versterk. So die lesie van die koei is, leer om te herkou aan God se woord wat in jou hart geber is, to ruminate on that, sodat dit opkom en ek deur die krag van God se woord versterk kan word. Ek maak amper klaar. Ons het by ons huis, Elisa, ek kan maar vorentoe kom, dankie. Het ons uit Malawi uit vir ons van hierdie rottingstoeltjies gekoop, 'n tyd gelede. En die ding het buy one get one free. Jy kry die stoel met houtkewers by. Ek dink is 'n houtkewer, né? So dit is nie baie lank nie. Toe kom ons agter hierdie stoel gesels met ons, want hy los 'n stofmerkie op die houtvloere. Nou begin ons navorsing doen oor die houtkewertjie. En ons doen alles wat Google sê en alles wat YouTube sê en ons spandeer geld to kill this little houtworm. En na Agri se gif wat soos petrol ruik, staan die stoeltjie daar en 'n dag later is daar weer 'n ou stofkolletjie. En ek sê vir my vrou, weet jy wat? In hierdie moeilike tyd, ek dink die Here sê ons moet soos hierdie houtkewer wees. Moenie opgee nie. Hulle gee nie op nie. Ons het hom gestofsuig, ons het hom met water gewas, ons het hom met gif gewas, ons het hom met die dierste goed gewas. En dit is amper soos die kat, hy's môre terug. Romeine 15 vers 13 het hierdie week weer vir my net na 'n plek toe gevat, wat ek weet, Here, ons kan net aanhou. En vergeet nou die houtkewer, daar staan niks van die houtkewertjie in die Bybel nie, maar partykeer is dit regtig net nodig om uit daardie negatiewe plek uit op te staan, sê die Here is barmhartig en genadig, hy is lankmoedig en hy is vol liefde. Mag God die bron van hoop, mag hy julle deur geloof en met vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Baie mense gaan in hierdie tyd so saam met Lent op verskillende vas, né? Hulle vas van sekere goed. As jy nog niks in gedagte het nie, dalk kan jy 'n bietjie vas van negatiewe dinge, negatiewe gedagtes, negativiteit wat jou omring, skakel dit uit. As dit die nuus is, as dit jou sosiale media is, skakel dit af. Want ons het nie nodig om negatief te leef nie, dit lei na die dood. Ons het nodig om positief deur die Gees gelei te word, waar daar hoop en krag en lewe is. En ons het nodig om onsself in die Here te versterk. Dis nie moeilik nie. Kry net nog meer van God se woord in jou.
Was 'n wonderlike liedjie wat hulle gaan sing. Maar ek wil hê jy moet dit sommer saam sing. En ek dink hy sê by herhaling aan die einde, I depend on you. Ek steun op die Here. Ek wil dit bepyns, ek wil dit herkou, want ek weet U is my krag. Ek hoop op U, ek wag op U. Die Here roep ons vanoggend elkeen in ons situasie, hoe swaar, hoe moeilik, hoe wonderlik dit ook al is, om jou siel uit te roep en te versterk in die Here. So ons gaan net so bly sit en dan sing ons die lied saam. Jy kan bid, jy hoef nie saam te sing nie, maar kom ons geniet hierdie lied terwyl ons met die Here praat. Dankie Lisa. For my waking breath, for my daily bread, I depend on you. I depend on you for the sun to rise, for my sleep at night. I depend on you. I depend on you. You're the way, the truth, and the light. You're the well that never runs dry. I'm the branch and you are the vine. Draw me close and teach me to abide. Where the Spirit leads, as I'm following, I depend on you. I depend on you for the victory still in front of me. I depend on you. I depend on you. Oh, you're the way, the truth, and the light. You're the well that never runs dry. I'm the branch and you are the vine. Draw me close and teach me to abide. Be my strength, my song in the night. Be my all, my treasure, my prize. I am yours and you are mine. Draw me close and teach me to abide. You're the way, the truth, and the light. You're the well that never runs dry. I'm the branch and you are the vine. Draw me close and teach me to abide. Vriende, as ek nie ingeënt is in die ware wynstok, gaan ek dit nie maak nie. Gaan sterf. En ek kan ook net God se woord in my hart oproep as dit in my hart gebêre is. Kry meer van God se woord in jou lewe. Gaan wees bemoedig, gaan versterk jouself in die Here. Roep jou siel uit om sy naam groot te maak. Mag die Here u baie ryklik seën. Ek gaan nou 'n seënspreek uitbid oor ons. Kan ek net gou sê, as jy nou saam met ons kom kuier, onthou, daar's lekker koffie en die snoepie. Daai man het spesifiek ingekom, asseblief ondersteun hom. En as jy niks anders het nie, ons deel bietjie later gratis roomys ook uit. Dis koffie en roomys, hulle gaan lekker saam. En kuier maar net 'n bietjie. As jy wil saam kuier, maak 'n draai.
Jy ook net wil gaan, is dit alles in die hak. Mag die Here U baie ryklik seën. Mag ons God en Hemelse Vader jou kom versterk en jou help om deur die Heilige Gees wat in jou is, jouself op te roep om die naam van Christus te verhoog en so te gaan lewe dat hy daardeur verheerlik word. In Jesus naam. U gaan in vrede. Amen. Baie dankie.